Fantasties, dit is altyd 'n absolute voorreg om volgens die wil van die Gees van Jahwe u te bedien. En net te weet, hy deursoek die harte, en hy weet wat in elkeen van ons is, en die Gees van Jahwe wat dan vir ons intree, met onuitspreeklike sigtinge, ooreenkomstig die wil van die Vader. So die oomblik wanneer die Gees van Jahwe begin intree, dan align hy ons binneste, al is daar 'n kraak in, met sy wil. En volgens daai alignment begin hy bid en hy noem jou naam om jou in alignment te bring. Hierdie laaste tyd het baie openbarings tot hierdie mense gekom hier. En baie vinnig. Tot so 'n mate dat daar vir 'n oomblik amper 'n vrees in verwarring kan kom. Waar is ek? Wat is die bruid? Wat is die stand? Wat is die tyd? Daar's 'n oomblik wat ons wonder, waar is ons nou? En gaan ons dit maak dalk? Né? Baie konsepte. En dan vra ons binne hierdie baie konsepte, wat is die doel van Jahwe as intercessor? Hoe tree hy vir ons in? Hoe noem hy my naam? Dit is 'n persoonlike saak. Intercessor. Hy sê hy intercede vir ons om ons volkome salig te stel. Om ons saligheid tot op 'n punt te bring van volkomenheid. En is hy wat in ons werk om te wil en te werk na sy welbehaag. En is hy wat die werk begin het wat dit sal voleindig. Wat 'n versekering is daar. En binne al hierdie dinge sit ek en ek is besig om te bid. En Dinsdagnag, toe kom die Gees van die Here saggies. En hy sê, bedien elkeen van hierdie mense met die woord wat dit beteken dat ek vir hulle intercede tot op die punt waar hulle volkome is. Hy gaan jou nie los nie. Maar skielik kom die gedagte, wat ons almal verstaan, wat is intersessie. Dit is mos 'n woord van iemand wat in die gap staan vir 'n ander ou. En pleit vir die ander ou. Ons sien dat Jahwe die klomp Israeliete wil uitdelg. Sê dis klaar, is maar klaar. Ons sien nie Moses begin om te intercede. Hy sê, Here, asseblief, daag my eerder uit, maar net nie hulle nie. En Jahwe kom met sy Gees en hy sê, maar dis nie my intersessie van vandag nie. Die manier wat ek vir hierdie mense intercede, is iets heeltemal anders. En ek vind dadelik troos toe hy met my begin praat. En die volgende oomblik bring hy baie van die konsepte waaroor ons hierdie laaste tyd gepraat het binne in 'n perspektief. Is maklik vir ons om bruid te noem. En dan het ons 'n konnotasie. Maar wat is die konnotasie? En daar's baie aspekte rondom dit. Waaroor Jahwe vandag met ons wil praat. Deur sy Gees. Om die troos en die versekerheid van intersessie te stel in jou lewe. Daai volkomenheid. En daarom gaan ek vir u net eers so ligweg rondom die stad verduidelik. Wat u nie ken nie, of wat ons nie gepredik het tot hier toe nie. Jolanda, ek wys al die Bybelskoolstudente is so ywerig om te leer en in te neem. Die stad, die nuwe Jerusalem, Openbaring 21. Hy sê, soos 'n bruid versier is vir haar man. So neem ag, bruid. Dit is soos jy moet lyk. Maar ons sien hierdie is 'n funksionele struktuur, dis 'n stad.
Dis nie 'n dame met 'n rokkie aan. Dis 'n funksionele struktuur hierdie bruid. En die volgende oomblik sê Johannes in Openbaring 21:2, hy sê, en ek het die stad sien neerdaal. Waarheen? Op die aarde. En dan vanaf hierdie stad wat neergedaal het op die aarde, hoewel dit 'n kolleksie met 'n hoë sfeer het, begin hy praat oor hierdie funksionele attribute van hierdie stad. Hoekom? Ons is op die aarde. En hierdie stad is reeds besig om te integreer met ons as mense, wat dan uiteindelik die volkome bruid gaan wees. So hy sien die stad nie meer daarbo nie, maar hy sien hom neerdaal. Hier tussen ons. En dan begin ons kyk na die strukture van die stad. Wat ons nou al mooi ken. Maar hy sê, om die stad is daar mure. Nou wanneer ons dink aan hierdie stad wat nou neergedaal het op die aarde, beteken die mure, dis die grenslyn of die border, tussen die hemelse sfeer en die aardste, die daaglikse materiële. Daar's 'n borderlyn. Maar hy's daar. Daar's 'n kontak met die materiële. Daar's 'n kontak met die aardse sfeer. Ek en jy, wanneer ons wandel elke dag, wanneer ons werk toe gaan, wanneer ons met mekaar kontak maak, maak nie saak wat gebeur nie. Ons is direk in kontak met dit waarmee ons nou te doen het, om ons. Maar ons kyk na hierdie kontak, hierdie barrier, en ons sien dit is deurskynend. En dit gee lig van die hemelse deur. Okay? So sien nou hierdie stad hier op die aarde, met die mure. Die mure is die border tussen die hemel en die aarde, wil ek sê. En daar skyn lig deur. En dan skielik hoor ek weer Jesaja 49 wat sê, julle is in my handpalms gegraveer en jou mure is altyd deur voor my. Ons sien ook in Esegiel 22 vers 30 waar hy sê, ek het 'n man gesoek wat sal intercede, ek gaan nou verder gaan oor dit, maar ook wat die gaps in die mure gaan opbou. So hierdie hele nuwe stad het neergedaal en sy plek geneem, maar ons as mense is opgestel in hierdie mure. In hierdie mure. Dis waar die hemelse kontak het met die aardse. Ek en jy word 'n kanaal wat die hemelse kontak kan hê met die aardse. Ons het 'n baie spesifieke doel hier op die aarde. Ons is in ons sieledimensie, is ons opgestel in hierdie mure, en met ons sintuie neem ons waar alles van die aarde hier om ons. Ons hoor, ons sien, ons dink, ons voel, alles. Maar as ons op die regte manier opgestel is in hierdie muur, is daar deurskynende lig wat hierdie omstandigheid om ons in die lig bring. Daai omstandigheid is daar. Maar skielik word die hele omstandigheid, maak nie saak wat dit is nie, word nou in die lig gebring. Want ek het 'n doel, ek is opgestel in hierdie muur. En die wysheid, die krag, die kennis, al die attribute van Yeshua, hier in die hemelse sfeer, skyn deur my op die aarde. Begin ietsie klik.
Maar nou sê die woord van die Here vir ons, omdat ons mens is, ons is in hierdie mure, ons is opgestel, maar hierdie sintuiglike, dit wat ons ervaar, dit wat ons hoor, dit wat ons sien, dit maak 'n direkte reaksie van jou siel, die mensie. En jou siel pop op. Jy word sommer kwaad. Okay? Of jy word bang. Daar is 'n dimensie in jou siel wat direk op. Eerste. Want dit is 'n aanval van die vyand op die mure van Jerusalem. Dit is 'n aanval van die vyand op die stad waarvan ek en jy deel is. Maar op die oomblik sê hy, in Openbaring, ons kan nog in en uit beweeg. Maar Openbaring 3 praat hy met die gemeente van Philadelphia en hy sê, daar gaan 'n oomblik kom. Wanneer jy oorwin het, wat jy nie meer gaan uitbeweeg nie, maar wanneer ek in die ewige verbonds tatoeëring op jou kom, wanneer ek my naam op jou skryf, die naam van my Vader en die naam van hierdie stad. Maar op die oomblik, hy sê, totdat daai uur van verdrukking kom, wat oor die hele aarde gaan kom, om hierdie mure van die stad te challenge. Want u sien, elke breek, elke kraak, in hierdie mure van die stad, wat 'n kraak in jou en my is, gee 'n toelating vir mure om te tuimel. En as mure tuimel, is die heerlikheid van Jahwe daar binne blootgelê om skade op te tel. Begin ons verstaan. Daar is mure om hierdie stad. En verstaan ons nou wat hy sê, jou mure is altyd deur voor my. Want jy sien ek, wie Jahwe is, en die gees van Jahwe wat in ons is, terwyl ons in hierdie mure opgestel is, begin om te intercede op 'n spesifieke manier. Op 'n spesifieke manier om hierdie mure, elke kraak, wat in jou en in my is, wat veroorsaak, dat daar 'n oomblikse opblaas van emosie is, van sielekrag, en hierdie kraak in die muur veroorsaak, terwyl ons met die buitewêreld in aanraking kom, met ons daaglikse gang, terwyl as hy opblaas, dan kan hy 'n kraak maak. Maar as ons gaan stilstaan en toelaat dat die lig van Jahwe en sy gees deur ons skyn op hierdie omstandigheid, dan sien ons die omstandigheid anderste en ons tree anders op. Jou mure is gedurig voor my. En ek het iemand gesoek om die mure reg te maak. En voor ons by intercessie kom, sê hy, ons sit hier. Dis nie ek wat die muur is nie. Dis nie jy wat die muur is nie. Ons saam. Ons saam is hierdie muur van die stad. Ons saam is opgestel soos 'n weermag, linie wat saam beweeg vorentoe. En 'n breek by enige een van ons beïnvloed ons almal. En beïnvloed die sekuriteit van die stad agter ons, die geboue. Pastoor het so 2-3 weke terug gebedien oor hoe die onverganklikheid die verganklikheid sal verslind. Hoe hierdie aspekte van die stad wat nou nog teenwoordig is as beperkings by jou en my, terwyl ons in hierdie muur beweeg, omdat ons attached is aan die buitewêreld. Mense, ons attachment aan die buitewêreld maak ons broos. Ons attachment aan die buitewêreld maak dat daar 'n oomblike gedagtegang is wat nie die mind van Jahwe is nie. Waar hy sê, raak nie gelykvormig aan die wêreld nie, maar word eenvormig en gelykvormig aan die gedagtegang van Jahwe. Dat hierdie denkproses oor my omstandighede, wat met my gebeur,
Laat ek dit nie probeer verduidelik nie. Sommige net 'n tussenwerpsel om dit beter te illustreer. Hierdie muur waarin ons opgestel is, het 'n fondament. En daai fondament is die 12 name van die 12 apostels. Wat beteken dit? Dit beteken dat ou Petrus was opgestel in hierdie muur. En hy het geweet wat hy weet. Maar toe die omstandigheid kom, toe pop hy vir 'n oomblik op, en hy raak baie bang. En daar kom 'n kraak in die muur. En Joshua sê, Petrus, ek is wie ek is, ek sien die intercessor en die herbouer van die mure. Terwyl jy oppop hier in 'n kraak begin kom, is ek besig om vir jou te intercede. Op 'n baie spesifieke manier, binne jou persoonlikheid attribute, om daai kraak reg te kry. En ons sien, toe sy naam in die fondament geplaas word, toe sy 'n ander mens wat stap, en by die tempel kom en sê, staan op, wat ek het is nie goud of silwer nie, maar wat ek het gee ek vir jou. Ek is nie meer bang nie. Jy kan my in die tronk sit, in die sinagoge sal ek preek, ek is nie meer bang nie, ek het verander, want die intercessor, sy heerlikheid, het deur my geskyn, terwyl ek opgestel was as 'n muur, en terwyl my sielsdimensie bang geword het, was daar krake. Maar hy het deur die werking van die gees van Joshua hierdie krake reggemaak. Ongelowige Thomas. Maar wat maak jou naam hier onder in die fondament? Jy klink so baie soos ek. Ek wil eers 'n feit hê voor ek iets glo. Ek wil eers sien voor ek glo. En as ek nie sien nie, kom daar 'n kraak in my geloof. En ons sien ongelowige Thomas sê, nee. As ek nie my hand daar kan indruk nie. En die volgende oomblik verskyn hy deur die muur. Geen beperking nie. En hy verander Thomas heeltemal. Sodat daar geen aspek van twyfel meer in Thomas is nie. Sy naam word aangeskryf. Wat van Johannes, hy is so mooi, hy lê op die bors van Jesus. Daar kan ons nie 'n kraak in daai man se lewe wees nie. Het julle geweet, Johannes was een van die seuns van donder. Hy het 'n vurige geaardheid gehad. En nou maat, dit wat ons nie reg kan praat nie, slat ons reg. Hy was 'n man van donder. Waar is David? David, jy ken die manne van donder. Daar van Brakpan. Daai man was 'n man van donder. Hoor hom, hy was sy vrou El. Hy het nie een stukkend geslaan nie, baie stukkend geslaan. En so was Johannes, 'n man van donder. Maar Johannes het nog 'n maag gehad. En dan het sy gesê, Joshua, check hierdie 2 seuns vir my. Een vir jou linkerhand en een van jou regterhand. Hulle is baie alright. Sielsdimensies. Wat toe Joshua inbeweeg. In die man van donder se lewe. Toe verander hy. En hy word opgestel in daai muur as deel van die fondament. En die woord sê, ek het iemand gesoek. En Joshua sê, ek is die intercessor, maar ook die herbouer van mure. Vandag in jou lewe. Maar daar is 2 ander dinge. Intercessor. Intercessor
Die een wat in die gap staan, wanneer jou en my siel 'n bietjie ophop, en daar 'n breek kom, né? Maar nee, Joshua sê duidelik vir my, die definisie van intercession was voor die kruisiging en my opstanding dit gewees. Maar nou het ek almal oorwin. Elke mag, elke krag, elke ding wat jou kan treiter is oorwin en jy's opgeraap in my, in hemelse plekke. En nou, wanneer ek in daai muur staan en 'n ding kom na my toe wat vrees aanjaag, maar ek weet, ek moet vloei, want dit is my kontak op hierdie aarde, maar dit is God se kontak met die buitewêreld. Hy het nie 'n ander kontak nie, behalwe deur ons, deur hierdie mure. Dan sien ons skielik, hoor ons iets. En ons herroep Eksodus 28, waar hy sê, die hoëpriester het aan sy kleed grenaaitjies en klokkies gehad. En wanneer hy ingaan om te intercede, was die uitslag van hulle sal lewe, en ek gaan hulle nie almal verdelg nie, gepaard gaande met 'n dans wat losgebreek het by daai hoëpriester. En soos hy begin dans, daar in die allerheiligste, het ons gehoor, en daarom sê in Psalm 89, daar is 'n volk wat my geklank ken. Wanneer ons daagliks beweeg, is ons dikwels so gewoond aan die klank van lewe. Maar wanneer ons in 'n probleem is, dan soek ons nou 'n klank wat sê, hy gaan my nie vernietig nie. Ons soek dit. Maar hierdie klank, sê hy, ek is die intercessor. En hierdie klank gaan gepaard met die vreugde wat my voorgehou is. Hebreërs 12 vers 2. Terwille van daai vreugde, het ek die kruis verduur, het ek die smaak gedra. Want u sien, elke keer, wanneer een van julle, my ingeslote, in daai muur staan, en hierdie muur kom, en daar is 'n kraak besig om te vorm, dan sê hy, ek intercede nou op 'n ander manier vir jou. Daar's oorwinning. Ek maak gou, ek sement gou daai gaatjie toe. Want jy sien, geen mag, geen owerheid, gaan oor jou triomfeer nie. Amen. Dis volle oorwinning. Hoor die klank. En ons sien letterlik, dat Joshua losbreek in 'n dans. En hy begin jubel, en hy begin juig, want sy werk was nie verniet nie. Dis nie meer 'n werk wat gedoen moet word nie. Dis 'n volbragte werk. En in die volbragte werk bring hy jou en present hy jou. Hy sê die heeltyd present hy jou aan die Vader. Nie as 'n verlore nie. Maar hy sê check my. Check hierdie kind. Check hierdie kind. Kyk na my volbragte werk in hom. Vir hierdie rede is ek baie bly. Halleluja. En dan sê die woord van die Here vir ons. Hy wat hom join met my gees van blydskap. Hy sê dit net so. Hy wat met my join of vereenselwig. Dis die laaste punt van die covenant verhouding van bruidskap. Sal een gees wees met my. Nie meer net een siel nie. Nie net meer een. Joining, ek dink is in Jakobus.
beteken in hierdie stad, nou, wat neergedaal het op die aarde, wat hier is, waarvan ons nou 'n funksionele posisie en 'n rol vervul, beteken dit, ek is opgestel in die muur. Ek is nie opgestel voor die troon nie. Nog nie. Ek is opgestel in die muur. En ek maak kontak met die wêreld daar buite. Ek is die kanaal waar die evangelie verkondig moet word. Ek het ook die gees van Jafashua op die aarde om te intercede vir hierdie voor my. Want Jafashua het nie net vir ons gekom nie. Hy het vir almal daar buite gekom. En daarom is ek opgestel in hierdie muur, waar ek werk, waar ek beweeg, elke dag het ek 'n posisie. En in hierdie posisie, kyk ek, en omstandighede, kom na my toe, en my siel wil oppop, en 'n kraak veroorsaak, en doen soms, maar direk, voel ek hier by my rug, daar's 'n geesbeweging, want ek is een gees, met die intercessor, en ons sien daar die gees van die intercessor, sê jy's oorwinnaar, hierdie opstelling van jou in die muur is met 'n doel, om my gees te promoveer daar buite, om te wys wie's die oorwinnaar daar buite, om te heers vanaf 'n dimensie daar buite deur jou. Jy is opgestel, moenie meer bang wees nie, want ek intercede. Ek pleit nie meer vir jou nie, maar ek bevestig voor die Vader aan mekaar, dat hy is meer as 'n oorwinnaar. Wanneer ek en jy dan in hierdie muur opgestel is, en die stad is op die aarde, en hy sê, kyk na die fondamente, soos ek hulle verander het, is daar 'n geeswerking, om elkeen van ons te transformeer, sodat hierdie struktuur van die muur onfeilbaar word, en geen mag daar binne kan inkom, om die ewigheidswaarde wat besig is om te groei, om die tydelike te verslind, kan nie meer geraak word nie. Is onthou pastoor het gepreek, en gesê hoe dit wat ewig waarde is 'n gebou, sodat wanneer ons hierdie tydelike tentwoning neer lê, dan het ons die gebou. Ja. Okay. Halleluja. Maar hy sê, mag ons nie naak bevind word nie. So die hele tyd terwyl ons in hierdie muur beweeg, en die vloei van Jaffa se gees deur ons, want ons join met hom, en dan staan ons in die muur, met ons siele, en sy gees vloei deur, die hele tyd terwyl dit gebeur, is daar 'n gebou, wat besig is om gebou te word, 'n gebou met ewigheidswaarde, wat besit neem van jou en my, terwyl ons in hierdie mure sit, want hy sê dan in Openbaring 3, spoedig is die tyd daar, wat die uur van beproewing oor hierdie muur gaan kom. Hy sê ook, as hy nie die dae verkort het, nie sou geen siel gered word. So die uur van beproewing, wat oor elkeen sal kom, sê die woord, is op pad. Maar ons staan in hierdie muur. En hy sê, in hierdie uur van beproewing, kom sy gees van agteraf, wat intercede in die triomf. En soos ons hier staan, en hierdie uur van beproewing kom, sien ons die lig letterlik golf, die lig van oorwinning, golf vanuit, en hoe die vyand ritereer vanaf hierdie muur. Dan sien ons, kom hierdie uur van beproewing weer, met ander dimensies van vrees, ekonomiese toestande, my maat, die ekonomie van die wêreld, het gesien wat doen die aandelebeurs hierdie week, kan in 'n oomblik val. Sanksies is so groot, 100% op baie lande, invoersanksies. Dit kan in 'n oomblik val, en ek en jy het nie kos nie. En dan moet ons commit, op 'n manier dalk, om kos in die hande te kry vir ons kinders. Dis 'n uur van beproewing. Die omstandighede
in die wêreld vanweë klimaat veroorsaak dat jou versekering nie meer lank gaan hou nie, of die wêreld se versekerings. Moenie dink jy het 'n versekering in jou huis gaan bly staan nie. Ons versekering is alleen in hom. Amen. Want die ekonomie, versekerings, allerhande chaos gaan tref, peste, en die mediese hulp gaan verval binne hierdie peste. Hulle gaan nie meer betaling kry nie, hulle trek of hulle retireer eenvoudig, of hulle is te min om almal te help. Die uur van beproewing kom oor die hele wêreld. Dit is vasgemaak in sy woord. Maar terwyl dit kom, is daar 'n stad. En hy is op die aarde. En ek en jy vat hande. Ons is in hierdie muur opgestel. En terwyl ons in hierdie muur opgestel word, is hierdie aanval op ons sielste mense, wat ons sien, wat ons hoor, wat ons ervaar. Pyn, marteling, enigiets wat ons ervaar. Maar terwyl dit gebeur, kom die gees van Jahshua en skyn regdeur en begin golf. Dit is 'n groter golf as die van 'n tsunami. En hy begin golf oor die vyand daar buite en bring ons in hierdie helm van oorwinning. Want u sien, daar's 'n intercessor wat nie meer plead vir ons nie. Die intercessor se woorde is die woorde van krag wat sê, meer as 'n oorwinnaar is hulle. Daar's niks, geen owerheid, geen mag, geen principality, niks wat hulle kan keer nie. En ons sien hierdie, hoe die vloedgolf van lig, want die muur is transparant, die muur is deurskynend, teen ons vloei, en die vyand keer. Wat is die emosionele inhoud van hierdie stad? Blydskap. Nehemia 8, hulle met die mure herbou. En toe hulle die mure klaar herbou het, toe huil hulle, want hulle sê, ons het die verordeninge van Jahwe vergeet, ons gaan dit nie maak nie. En Jahwe sê, nee, stop 'n bietjie, kry die mense, gaan koop soetgoed, bring soetgoed, gaan vier fees. Wees baie, baie bly, want die blydskap in hierdie muur is ons beskutting. Die geluid van die intercessor se klokkies is nou 'n geluid van triomf wat die hele stad vul. Maar dit is die geluid van blydskap wat sê, I am the Lord of the dance. Wat beteken the Lord of the dance? Dit beteken ek in my siel kom en ek gryp hom en hy gryp my, want die blydskap in hom is my beskutting. En ons begin om te dans, dan is hy op hierdie posisie, dan is ek op hierdie posisie. Daai posisies in die muur word nou uitgeruil deur hom en dan deur my, deur hom en deur my, deur hom en deur my. En daar's net blydskap en daar's net jubel, want hy het nie te vergeefs gesterf nie. Wat sê die Gees vanoggend vir hierdie gemeente? Weet, jy is opgestel in die muur. Weet, daai opstelling beteken jy kontak met die materie. En wat sê die Bybel? Wie is die prins van die materie? Die vyand. Die Bybel sê hy is die prins van die materie. En hy gaan jou aanval. Maar hy sê ek Jahshua intercede nie meer om te pleit vir jou nie. Ek intercede met die woord van krag om te sê jy's 'n oorwinnaar. En ek intercede met die gees van oorwinning wat dans met jou en van jou posisie uitruil tot posisie. Kom ons staan. En ek gaan vra dat u stel vir my inkom. Om die uitbeelding te doen van Dance With Me, O Lover of My Soul, waar ek
en hy uitruil in posisies in hierdie muur. En ons verhouding volmaak word. En ons hoor die klank van joy. En julle begin om te sê, Jaffa, ek kies om te join. Om te vereenselwig binne die covenant. O lover of my soul. Romance me. Vertel vir my in jou intercessor, ek is alright. Oh, ek is pragtig. Vertel vir my in jou romance. Niks sal my skei en my liefde vir jou nie. Geluid van lewe. Niks sal my skei van die liefde. Van ek vir julle het nie sê die intercessor. Niks sal my skei. Jou muur kan 'n oomblike bars inkry. Maar dit gaan my nader bring met die direkte ingrype in jou muur. Daar is geen vlek of rimpel aan jou nie. Ek stel jou volmaak voor die Vader. Maar sê wat? Kom aan mense. Oh. Oh. Join with him in the eternal dance. The dance of forgiveness. It's a dance of triumph. Hoor dan nie woorde van oordeel nie, maar woorde van romans. Die finale kleedrepetitie. Dis baie ons gaan. My naam op jou. Jy is myne. Lig. En jy hoef nie meer uit die stad uit te gaan. Hoeveel blijdschap wordt nou losgemaakt in jullie zielen, terwijl jullie in die muur staan. Begroet zijn blijdschap met jouw vreugde. Daar die uur van beproeving kan niks oor jou maak. Kyk na hierdie beeld, net vir 'n oomblik. Dis hoe hy jou sien. Met 'n emosionele konneksie van vreugde. Waar hy en jy voortdurend plekke uitruil in die muur. Totale vreugde. Totale heerlikheid. Oh, kyk na sy oë, hoe hy haar aanskou. Hy sê, dis tyd. Die uur van beproeving gaan jou niks doen nie. Want my liefde
werk met jou is volmaak. Ek kies dat jy my naam gaan dra. In covenant relationship. Kom Yahshua. En hy tatoeëer jou hy vafhei. Hy het tatoeëer sê hy. Die nuwe Jerusalem. En die woord het nou skielik 'n nuwe naam. Die vervulde woord. Want sy is deel van my. En dan sê hy Johannes 15. Al hierdie dinge het ek vir julle gesê. Sodat julle blydskap volkome kan wees. Mag u hierdie beeld onthou. Mag u hierdie beeld staan nie by my. Mag u hierdie beeld onthou. Hy sê al hierdie dinge het ek vir julle gesê. Alles het ek gesê. Enige iets wat julle hom vra in sy naam. Dit gaan hy doen. Want ons is gejoined in hierdie muur. Ons is gejoined in hierdie muur. En daar's 'n transparency in my. En is sy lig wat deurskyn. Sodat julle blydskap volmaak kan word. Terwyl ons opgestel is in hierdie muur. Kan u vir 'n oomblik dink. Ek gaan nie 'n uitnodiging maak nie. Maar ek wil hê u moet vir 'n oomblik dink self. In omstandighede. Terwyl u opgestel is aan hierdie muur, in hierdie muur, is daar dalk 'n kraak. Is daar dalk omstandighede wat jou geloof begin knak het. Wat jou vreugde geknak het. Wat is die siekte van hierdie eeu? Depressie. Wat is die siekte van hierdie eeu? Depressie. Daar was scavengers wat my energie geëet het. My omstandighede het begin om my energie om te leef te eet. Want die vyand wat buite hierdie muur loop, soek vir daai kraak. En ek is te moeg om verder te lewe. Oh, ek het bang geword vir my omstandighede. Ek shy away. En in daai situasie waar ek wegdraai in my omstandighede, word jy 'n gevangene van daai omstandighede. Maar hy sê vanoggend, jy's in daai muur opgestel, sodat sy heerlikheid deur jou kan skyn en daai golf van oorwinning deur jou omstandighede kan beweeg. Maar wat is ons verhouding? Ek staan hier in die muur en ek face omstandighede. Maar hier agter in my rug hoor ek daar's 'n intercessor. En hy sê dans met my. Oh, dans met my. Breek uit in gejubel. Want hoor die klank van blydskap. Dis die klank van volmaakte lewe. Volmaakte lewe. Wat die lewe van die ewigheid, die tydelike verslind. Soos hierdie golf van lig uit hierdie muur uitbreek, word die tydelike omstandighede en daai uur van beproewing word geabsorbeer. Sien die kans is hier reg hier nog in die dans. Ek gaan vra dat u stel om nog 'n keer vir ons dans en gaan julle in die gees en connect in jou gees met die intercessor. En ervaar hoe die intercessor jou plek inneem, dan neem jy die plek in. Omstandighede. Ons daar uitry in die geklank van blydskap. Hy sê ons ken die klank van blydskap. By jouself toe. Maak hierdie beeld vas aan jou. Hoor hoe sê die intercessor. Niks sal my skei van die liefde vir jou nie.
Ek het die prys betaal, die volle prys, om jou sonder vlek of rimpel aan die Vader voor te stel. Daar is geen tekort in my bloed nie. By Hebreërs 7:14 sê die bloed van Jesus reinig my gewete van elke dooie werk om die lewe van God te dien. Laat toe, dat die Heilige Gees wat die intercessor in die mure is, omdat hy deel van ons is. Nou daai pres voor die Vader bring en hom opbou tot volmaaktheid. Niemand stap hier uitstukkend nie, julle ouens. Niemand stap uitstukkend nie. Ervaar heling. Ek kan dit nie bring nie, maar die Gees van Jahwe bring heling. Dit maak nie saak of jy Petrus en Thomas of Johannes is. Mattheus wat sit by die tolhuis in sy skande. Jahwe sê, ek gaan in jou tolhuis in. Ek haal jou uit, sodat jou naam kan wees. Op die fundament van die mure. Geen skande nie. Geen skaamte nie. En hemel, terwyl jy dans in jou siel en gejoind is in jou gees, gaan na die nagmaaltafel toe en bevestig wat hy vir jou gedoen het. Gaan na die nagmaaltafel toe daar, bedien jouself, sien die brood en sê, ek eet die vlees vir hom wat vir my gesterf het vir die vreugde wat my voorgehou is. Ek drink sy bloed, dis die ewige verbond. Van lewe. Dit net, jy drink die bloed, die ewige verbond van lewe. Staan saam met my. Dan gaan ek die seën oor jy uitspreek. En ek gaan uit 'n ander gedeelte doen vanmôre. Naamlik Efesiërs 6, die wapenrusting is. U het vanmôre gemanifesteer dat u Jahwe se liggaam geëet het. Hy is die lig. Nou is die lig in jou en jy is die lig. En as muur sal jy staan teen die aanslag van die wêreld en sal jy skyn
Hy het reeds oorwin. Hy het gesê dit is volbring. Uiteindelik my broeders en my susters, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van Jahwe aan, en sodat julle staande kan bly teen die liste en die aanslag van die vyand. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis. En onthou, die lig verdryf, oorwin die duisternis van hierdie eeu teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van Jahwe op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Julle sal staande bly. Gaan in sy vrede, gaan in sy krag, gaan in sy oorwinning, en laat julle lig skyn.